Nimrod die verlosser. Nimrod was 'n uitsonderlike karakter. Soos ons gesê het, selfs die Bybel, as die Bybel by hom kom in die genealogie, dan sê dit asof die Bybel sê pos. Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie. Nimrod was 'n koning. Hy was 'n jagter, hy was 'n maghebber. Hy was groot, hy was sterk, hy was slim. Hy was swart, hy was 'n perderyter, hy was 'n luipertemmer, hy was 'n bouer, hy was 'n generaal, hy was 'n sterrekundige, hy was 'n towenaar. En nog 'n klomp ander goed ook waarvan ons dalk nie weet nie. Hy was die weldoener van sy mense, hy was uiters gewild onder sy aanhangers. Hoekom? Want hy was 'n jagter. Hy maak die mense veilig van wilde diere en hy gee vir hulle kos. Hy's 'n stadsbouer, die mense voel veilig. Jy moet onthou, in Nimrod se tyd het die mense nie in huise gebly soos ek en jy nie, hulle het in tente gebly in die oop veld. En hy was elke nag was hy blootgestel aan wilde diere. Maar Nimrod is die eerste ou wat begin 'n stede bou en hy bou 'n muur rondom die stede en die mense voel veilig. Hy laat verloor mense hulle vrees nie net vir ander goed wat hulle kan seermaak nie, maar hy laat hulle ook hulle vrees verloor vir God. Nimrod was ook bekend as Phoroneus, die afvallige, om te verlos. Met ander woorde, sy volgelinge het hom beskou as hierdie groot hero, wat hulle verlos van hierdie oppressiveness van God se teenwoordigheid na die vloed. Godvreesendes beskou hom as die afvallige, of die rebel. Goddeloses beskou hom as die verlosser. Die mens vereer enige iemand wat saligmakende doktrines aanbied, wat geen hartsverandering vereis nie. Kan ons daai sinnetjie weer lees? Die mens vereer enige iemand wat saligmakende doktrines aanbied, wat geen hartsverandering vereis nie. So ek hoef net deur al die hoepels te spring, ek moet net so 'n paar exercises doen, dan as ek verlos en dan as ek salig, ek hoef niks te verander. Dis 'n lekker godsdiens vir die mens. Die oplig van die hemel, nou hierdie is vir my 'n geweldige roerende storie. As 'n mens verstaan wat dit beteken. Daar was 'n sendeling in die Polinesiese eilande. Nou, wat is die Polinesiese eilande? Dis die eilandjies daar in die suidelike stille oseaan. Dis nou plekke soos Tonga en Fiji vandag en daai plekke, Samoa. Hy het daar gaan sendingwerk doen en toe tref hy onder die inboorlinge daar 'n storie aan. Nou moet jy verstaan hoe het daai inboorlinge daar beland. Waar het hulle oorspronklik vandaan gekom? Van Babylon. En hulle het 'n tradisionele storie vir hom vertel, wat hulle nou mondelings oorgedra het aan mekaar tot daai tyd toe. Hulle het gesê, oorspronklik was die hemele so na aan die aarde, dat die mens nie regop kon loop nie, maar onder die hemele moes kruip. Met ander woorde, hier is die aarde, sy oppervlak, hier is die hemele, en die mens leef tussen die hemel en die aarde. Maar die hemele is so naby aan die aarde, dat die mense, dis te min plek. Mense kan nie regop loop nie, hulle moet kruip onder die hemele. Vir die mens was die situasie uiters ongerieflik. Jy kan jou indink, né? Maar eendag het iemand die briljante ingewing gekry om die hemele na 'n gemaklike posisie te verskuif. Met uiterste inspanning het hy tydens sy eerste poging die hemele opgelig tot op die hoogte van 'n tengerplant genaamd Tewe, omtrent 4 voet hoog. Nou, hoe lank is 'n mens? Min of meer 6 voet, né? So 4 voet was hy hoog genoeg. Daar het hy toe die hemele gelos, totdat hy weer uitgerus was. Hy het baie moeg geword van sy poging. Met sy tweede poging het hy hulle gelig tot op die hoogte van 'n boom genaamd Korahiki, 'n tipe van 'n wilde vy. Met sy derde poging beer hy hulle op tot op die kruin van die berge.
En na 'n lang rusperiode met boemenslike inspanning, lig hy hulle tot hulle huidige posisie. Dit is 'n simboliese storie. Vir hierdie heldendaad, as groot weldoener van die mensdom, is hierdie persoon vergoddelik. Vertel die inboorlinge vir John Williams. En totdat die misleide inwoners die Christendom aanvaar het, het hulle hom as die opligter van die hemele aanbid. Dis nou die mense daar op die Suidsee einde. Die verhaal beskryf vir Nimrod, later bekend as Atlas. Dis net almal Nimrod. Dis net almal maar Nimrod. Want hy was hierdie bekende ou, voordat die mense begin verspreid. Hy is die laaste ou van Babylon van wie hulle geweet het, voordat hulle gewaai het. Daai ding wat Atlas daar op sy skouers het, ek het altyd gedink dis die aardbol. Dis nie die aardbol nie, dis die hemelbol. En jy sien as jy nou mooi kyk, die diereriem is uitgebeeld daar. Wat is die hemelbol? Weet almal wat is die hemelbol? As jy mos nou in die nag reg rondom die aarde sou kyk, dan lyk dit soos aan die binnekant van 'n bal wat jy kyk, né? Nou al wat hulle gedoen het is hulle die bal in plaas van hom van binnekant af kyk, kyk jy hom nou van buitekant af en dit wat aan die binnekant van die oppervlak sit nou aan die buitekant. Is julle met my? Dis nou wat hulle gedoen het, net om hom maklik uitgebeeld te kry. Dis die hemelbol. Die Nephilim voel te neergedruk deur God se teenwoordigheid net na die vloed. Met ander woorde, weer eens die tyd van die patriarge. Die rebelle, die goddelose mense het gesê, God se teenwoordigheid is oppressive. Ons voel ons moet kruip daaronder. Ons kan nie onsself uitleef nie. En toe het hulle besluit, ons sal rebelleer. En soos wat hulle gerebelleer het, het wat gebeur? En dit gebeur vandag nog. Selfde ding. En God se teenwoordigheid lig. En dit is hoekom ons intercessors vandag so hard moet werk om 'n oop hemel te bewerkstellig. Want God se teenwoordigheid lig van die aarde af waar daar ook al sonde is. En daar's oral baie sonde vandag. Daar is 'n ander kunstenaarsvoorstelling daarvan, weer eens Airbrush werk, baie mooi. En weer eens is daai opligter van die hemele of Atlas, is 'n swart man. Die kunstenaars weet wat hulle doen. Nimrod se idee van wedergeboorte. Kyk gou vir my. Het jy al agtergekom hoe decepsie werk? Nie verskriklik moeilik nie, ek het 'n lekker manier gekry om dit te verduidelik. Mense verstaan dit nogal. Ek kom met 'n wiskundewêreld uit, ek hoop jy verstaan my wiskundetaal. As X die waarheid verteenwoordig. En die duiwel hou nie daarvan dat jy vir X glo nie, want dit maak dinge vir hom warm. Dan kom hy nie en hy probeer vir jou Y laat glo nie, waar Y die teenoorgestelde is van X nie. Wie wat leer hy vir jou? Hy leer vir jou X plus 1 of X minus 1. Net so een bietjie af van die waarheid. Nie Y nie, want hy weet jy gaan hom uitvang as hy met Y na jou toe kom, want hy weet jy is stupid. So hy leer vir jou net so af, X plus 1 en X minus 1. En as jy vir X plus 1 of X minus 1 geglo het, weet jy wat gebeur dan met jou? Dan is jy in 'n toestand presies waar hy jou wil hê, want nou is jy gereed vir X plus 2 of X minus 2. Dan kan hy daai ene vir jou leer. En so leer hy vir jou eers 'n leuen wat 95% waarheid is. Net 5% is so 'n bietjie af. En die tweede leuen wat hy vir jou leer, waarvoor hy jou nou oopgemaak het, deurdat jy die eerste leuen geglo het, is 80% waarheid. Net so 20% leuen. En die derde leuen, waarvoor jy jouself oopgestel het, want jy het nou nommer 2 geglo, is 60% waarheid. En net so 40% leuen. En op die ouend, na 'n proses, glo jy iets wat totale snert is. Wat Y is,
maar jy het baie tussenstappe gevolg. En as hierdie x plus 1, x plus 2, x plus 3 baie lank geduur het en oud geword het, met ander woorde, jy het aan moeders knie nie x plus 1 en x plus minus 1 geleer nie, jy het al by hulle geleer x plus 80. Want hulle het x plus 60 by hulle ouers, jou oupa en ouma geleer. Dan glo jy daai goed soos die evangelie. Want my ma, vir wie ek baie lief is, het my geleer, sy het gesê, sy waar. Nou, dit stel my persoonlik in 'n verskriklike slegte posisie, want ek doen nie navorsing. Nou kom ek op hierdie goeders af, dan kom jy na 'n auto wat hierdie snert glo. Dan sê jy vir hom, maar jy glo leen. Wat sê hy vir jou? Hy sê vir jou, nee, dit is nie alleen nie, want wat is die rede vir, wat kom na want? Die vorige leen. Wat hierdie leen wat jy nou konfronteer, underpin. Is jy met my? Dan sê jy vir hom, maar daai ding wat jy nou noem, is ook 'n leen. Dan sê hy, nee, jy het dit mis, meneer. Want, wat kom na want? Die een voor dit. En as jy so 2, 3, 4, 5, 6 van hierdie laag van die ei afgeskil het, wat sê die ou dan vir jou? Wil jy nou vir my kom sê, alles wat ek glo is 'n leen? Jy simpel, man. Dink jy ek is stupid? Dink jy ek is stupid? Wil jy nou vir my kom vertel, Kersvader is Nimrod? Jy simpel in kop, man. Hy glo klomp leens. Die intercessors van die wêreld het 'n naam gegee vir hierdie verskynsel. Daai leens wat in jou kop vas is, wat 'n sekwensiële storie is, word genoem 'n stronghold of the mind. Jy kry baie verskillende tipes strongholds, maar daai ene is 'n stronghold of the mind. Wat beteken dit? Dit beteken die duiwel het in jou kop nes gemaak. Soos baie mense, baie moeilik om stronghold of the mind af te breek, want hoekom? Want jy's nog nie eers klaar met die proses nie, dan raak jy ou kwaad. Ja. En dan verloor jy hom emosioneel. Hy's offended, ja. Jy het hom maar reg. Die padda in die warm water moet ons ook verduidelik, en ek dink nie is nodig om vreeslik te verduidelik nie, ons almal ken die storie. Die vrou se naam het ons gisterand gesê, daai hoer se naam staan op haar voorkop. Jy kan dit nie mis nie. As jy weet waarvoor om te kyk, en sien jy dit. En as jy hierdie goeie sien by jou werk, of jy sien dit in jou kerk, of jy sien dit in jou omgewing, of jy sien dit in die stelsels waarvan jy deel is, dan moet jy weet, jy's 'n padda in die warm water. Wie van julle was al Goudini toe, of een of ander spa toe? As jy in die warm water lê, wat gebeur met jou spiere? Hulle raak lam, hulle raak lui. Hoe warmer die water raak, hoe luier raak jou spiere. En dis presies wat met jou gebeur onder die invloed van die hoer en haar kronies. Daar kom 'n sleutelmoment in jou lewe, wat as jy nie dan spring nie, hierdie lui spier kry om daai lewenssprong te doen nie, dan gaan jy sterf. Want die water raak al warmer. As jy die hoer sien, spring. Hoekom? Want die skrif sê, vlug uit Babylon uit. Want as God se oordeel oor haar kom, en God se oordeel kom oor haar, en jy word binne in Babylon gevind, dan gaan sy oordeel jou ook tref. Dis wat daar staan. Daarom moet jy spring.
Die Bacchanalia is as sielesuiwering beskou, het ons al klaar gesien. Nimrod het mense aangemoedig om sonde te geniet. Mense moes hulle vrees vir God verloor. Vroue, musiek, sang, speletjies, omring hom gedurig. Hy's 'n lekker ou. He's having a good time. As daar nou een ding in die lewe is wat my irriteer is as mense sê, come and have a good time. Ek weet nie wie van julle kyk The Big Bang Theory, daai komediereeks op televisie nie. Sheldon sê, nobody has ever invented everything who was having a good time. They are having a good time. Hulle geniet die sonde. Kyk die beker. Kyk die takke. Daai takke is eintlik jammer vir die eksplisiteit daarvan, maar is eintlik penisse. En daar loop Bacchus aan die voorkant en hy speel die dubbele fluit. Die rietfluit. Dis hoe hulle in Griekeland uitgebeeld is. Kyk die ivy krone, klim op krone. En dis 'n lekker besigheid. Ons geniet die son, ons voel die skuldig daaroor. Hy ou tot 'n verjaardag koek aan sy. Met kersies op. Daar sit 'n Bacchus reg in die middel. En kyk hier links onder sit 'n sampioen. Waar dui dit? Ons eet sommer 'n paar magic mushrooms ook en ons kom in 'n alternatiewe bewustzynstoestand en ons cross over en ons derde oog gaan oop en ons word geïllumineer en ons sien in die geesrealm en druiwe ranke en wyn en dit is 'n lekker besigheid. Jy. Wat weer die vorige keer? Ja. Nog 'n blou manie. Ja, en dan weer. Sien julle is dieselfde ou? Hulle het presies geweet wat hulle doen. Ons is by die kind se dood. Nimrod sterf soos Osiris. Gewelddadig. Ons weet Nimrod is dieselfde as Osiris. Osiris was net sy Egiptiese naam gewees. En ons weet dat Osiris het gewelddadig gesterf. Hoekom weet ons dit? Want die mitologie vertel dit vir ons. Ons weet uit Osiris se verhaal hoe Nimrod dood is. Daar sien ons die Joodse vroue ween oor Tammuz. En daai storie lees ons in Esegiel, hoe dat die gees van die Here die profeet deur die tempelterrein neem, en dan sien hy daar op 'n sekere plek sit die vroue van Israel, en hulle ween oor Tammuz. En God sê vir hom, dit is 'n gruwel, wat hier aan die gebeur is in die tempel. En vir ons mense wat dit vandag lees, dan vra ons vir onsself, nou, waaroor gaan dit nou? Dan gaan jy nou jou konkordansie toe in die agterkant van jou Bybel, dan staan daar net, Tammuz was 'n vrugbaarheidsgod. En dit help jou ook nou nie veel, nou, hoekom het hulle gehuil oor 'n vrugbaarheidsgod? Ons gaan nou sien waaroor dit gegaan het. Venus ween oor Adonis in die Griekse mitologie. Egiptiese vrouens ween oor Tammuz. Hy is daar dieselfde genoem. Griekse vroue ween oor Bacchus. Die Grieke, luister mooi, skeur 'n takbok in stukke tydens die geween. Nou, hoekom sal hulle dit doen? Ons weet die takbok is 'n simbool vir Nimrod. Nou huil hulle oor hom en hulle skeur hierdie takbok in stukke. Dankie Kalla, want dit is wat met hom gebeur het. En ons leer dit uit die mitologie uit. Wat het met Osiris gebeur? Die mitologie sê vir ons dat 'n bose ou met die naam van Typho, dis nou Egipte, né? Julle ken, party van julle sal vir Typho ken uit Egipte uit, het 'n raad van 72 regeerders bymekaar gekry. En hulle het vir Osiris veroordeel. En hulle het hom in stukke opgekap. En hulle het sy stukke oor die
land oor Egipte versprei, om die mense te waarsku. En toe het sy liefdevolle vrou Isis, of sy suster, Isis, het gegaan en al die stukke weer bymekaar gemaak, en daar is een stuk wat sy nie kon kry nie, want dit was sy penis, en dit is in die Nyl gegooi, en 'n vis het dit opgevreet, en die Egiptenaar het eet tot vandag toe nie daai vis nie. En sy toe, en sy toe al die stukke weer bymekaar gekry, en met haar magic, het sy hulle weer aan mekaar gekry soos Frankenstein, en sy het weer vir Osiris lewendig gemaak. En daai stuk wat in die Nyl gegooi is, wat deur die vis opgevreet is, dit het geword die obelisk, die penis van die aarde, wat by hulle tempels opgerig is. En toe kom die Christen en hulle vat die obelisk en hulle maak dit sommer deel van hulle tempel en hulle noem dit 'n kerktoring. En ons het 'n hele kerktoring debat hier so in Suid-Afrika gehad en die ouens wat hulle sterk uitgespreek het nie 'n cooking clue gehad van waarvan hulle praat nie. Goed, so dis wat met Osiris gebeur het. Nou, hoekom is sy liggaam in stukke opgekap? En wie is Typhon? En wie is hierdie 72 ouens? En hoekom het hulle dit opgekap en oor die land versprei? Nimrod se dood stuur skokgolwe deur die gemeenskap. Jy kan dink nie. Vrees pak die mense beet. En nou kom Semran was ook nog met haar storie van sy swangere en die gees wat in die nag vir haar geïmpregneerd het, want Nimrod is nou dood, en al die storie. Die feeste raak somber. Die afvalliges begin weeklaag, want nou is hulle hero, is nou dood. Die ou wat hulle veilig gehou het, die ouens wat hulle vleis voorsien het, die ou wat die wilde diere doodgemaak het. Gone. Daar word hulle uitgebeeld soos in Egipte. In die middel sien jy vir Osiris, aan die regterkant sien jy vir Isis, weer eens met daai affære op haar kop. En aan die linkerkant sien jy vir Horus, die seun, die inkarnasie, die avatar met 'n volkkop. Dit hou ook verband met die mysteries, want wanneer jy verlig raak, wanneer jy illumined raak, binne in jou breinventrikels begin jou breinventrikels se binnekant begin skyn in die gees. As gevolg van die derde oog, die pineale klier wat begin aktief raak. En daai ding lyk soos 'n valkkop. En die ander geïllumineerde sien dit in jou kop, so jy lyk soos Horus. En dit is hoekom hulle jou derde oog noem the Eye of Horus, as hy oopgaan. Chinese en IJslandse variasies. China se Boeddha is swart. Nou, hoekom dink jy so dit gebeur het? Die Chinese is mos almal swart mense, nee? Nee, hulle is nie een swart mense, en hulle is verskriklik baie. Daar was nooit in die geskiedenis van China, was daar swart mense in China nie. Maar hulle God is swart. Hoekom, dink jy? Want Nimrod is swart. Hulle het hierdie draakbootrenne. Wat is die storie van die draakbootrenne? Hulle sê, daar was 'n mandarijn, Chinees natuurlik, hulle maak die storie hulle eie, hy het verdrink. In IJsland en Skandinawië daai mense beween Balder se dood. Nou, ons gaan nog sien van Balder, wat is sy storie. Die blinde hoeder skiet vir Balder met 'n mistel op Loki se aandrang. Loki was die mischievous god. Hy het al die triks op die mense gespeel. En dis van hom af wat ons die woord lucky kry. Balder en Nanna se liggame is ter see verbrand. Frigga, van wie ons die naam vir Friday kry, Vrydag. Frigga probeer Balder van Hela terugkry uit die hel. Hela beveel dat die hele wêreld oor Balder moet ween. Jy hoef nie al daai name te onthou nie, maar jy moet net weet dat oral is daar 'n bewening van een of ander ou wat dood is op 'n baie slegte manier. Daar is die draakbootredder. Daai ou in die tweede boot het sy vlag verloor daar aan die voorkant. Hy hou net sy arm so. Aan die regterkant sien jy die IJslandse god Balder.
Kyk gou vir my kind van die Here. Hoekom lyk die Jesus van die kinderbybels soos wat hy lyk? En selfs die Jesus van die movies, die rolprente. Hy is geskoei op Balder. Selfs die Rio standbeeld van Christus is geskoei op Balder. Dit het absoluut niks met Jesus Christus te doen nie. Dit het alles te doen met hierdie hele storie, die geheimenisse van Babylon se storie. Die vergoddeliking van die kind. Die saad van die vrou belofte word verdraai. En ons onthou, dit was die enigste hoop wat die mense van die oudheid van die Ou Testament gehad het, om van sonde verlos te word. Dit was daai sleutelgaatjie waarna hulle geloer het, na die Messias, die moederbelofte. Semiramis laat Nimrod na sy dood as Zoroaster vereer. Met ander woorde, Semiramis, die koningin is, sy sê vir die mense, julle moet vir Nimrod vereer onder hierdie naam, Zoroaster. Waar kom daai naam vandaan? Dis 'n samestelling van Zero-Ashta, die saad van die vrou. Met ander woorde, nou is Nimrod hierdie vervulling van die belofte wat God in die tuin van Eden vir Eva gemaak het, wat sy gesê het, jou saad sal die kop van die slang vernietig. Zoroaster is daai Messias, hy is die saad van die vrou, Zero-Ashta. Die antieke wêreld ken die saad van die vrou belofte. Die Griekse Apollo maak die slang Pytho dood. Dis nou die Griekse Nimrod. Hy vermorsel nou die slang. Hercules verwrig slange sommer al in sy wiegie. Die Skandinawiese Thor vermorsel die slang se kop met 'n scepter. Daar is 'n beeld daar in Skandinawië daaroor wat ek vir jou daar geplaas het. Die Indiese Krishna dans op die slang Kalia se kop. Daai beeld is onder andere geskenk deur Indië en Suid-Afrika, staan in ons parlementsgebou. Elke keer ly die held op een of ander wyse. Want daar die belofte het gesê, hy sal jou in die hakskeen byt. Nee? Nimrod word Zoroaster, verlosser van sonde. Hy vermorsel die slang se kop, maar word in die hakskeen gebyt. Hoe word hy in die hakskeen gebyt? Ons gaan nou sien. Daar sien jy aan die linkerkant vir Zoroaster, dis hoe hy tot vandag toe uitgebeeld word. As die Messias. En aan die regterkant is 'n beeld van hom daar in die ooste. Jy sal hom in die hakskeen byt, het God vir die slang gesê. Die Indiese Krishna sterf as gevolg van 'n pyl wat in sy voet geskiet word. Die Griekse Achilles word dodelik in die hakskeen verwond. En dit het self spreekwoordelik geword, net jou Achilleshiel is jou swak plek. So jy sien dat die helde word elke keer iets met sy hakskeen wat verkeerd loop. Nimrod se sogenaamde vrywillige dood. Zoroaster, sê die mitologie, het God versoek om sy lewe te neem. Met ander woorde, hy het vrywillig gesterf, soos Jesus. Indien sy volgelinge hom getrou sou vereer, sou die koningskap nooit van Babylon wyk nie. Dit is wat Semiramis vir hulle gesê het. So hulle moet net aanhou om vir Zoroaster te vereer, dan gaan die koningskap nooit wys nie, enige ewige koninkryk. Die doel was, mense hoef nie vir die ware Messias te wag nie, 'n valse Messias word geskep, 'n parallelle verlossingsstruktuur kry nou hier beslag. Sem, Nimrod se teenstander. Wie was Sem? Noag se goeie seun, laat ons dit maar so sê. Die Egiptiese Hercules veg teen reuse en oorwin hulle. Hercules is ook Sem genoem, Noag se regverdige seun. Die reuse was Nimrod en sy hordes. Nou moet jy mooi dink, né? Die mense van die oudheid het lekker oud geword. Jy kan gaan lees hoe oud het Sem geword. Sem, Noag se seun, het Noag se agterkleinseun Nimrod geken, want hy het lank genoeg geleef.
Sem het actually so lank gelewe dat hy 7 generasies van sy nagesate begrawe het. Hy het hulle oorleef. Osiris is ter dood veroordeel deur 72 leiers, sê die mitologie vir ons. Die voorsitter, sê die mitologie van Egipte vir ons, van daai regsliggaam van 72 leiers was Typhon, die bose ou wat vir Osiris doodgemaak het. En Hislop vra, was Typhon dalk Sem? Het Sem Egipte se leiers oortuig? En nou kan jy jouself indink nie. Dis die tyd van die patriarge. Daar is die vrees vir God op die aarde. Hier staan 'n ou op in Babylon, hy sê, that will be the day. Ek sal die hemele oplig. Ek sal rebelleer. Ek sal sorg dat God se teenwoordigheid wegtrek van die aarde af. En hy maak oorlog, hy sterk, hy slim, hy skelm. En hy vernietig almal wat voor hom kom. Die mitologie sê vir ons dat hy soos 'n vuur oor die aarde getrek het, soos 'n brand, soos 'n veldbrand. Niemand in sy pad kon standhou teen hom nie. En iemand moes sy hakke in die grond inkap, sy rug reguit maak en sê, no, this is wrong. En hierdie ou, wat Egiptiese mitologie vir ons beskryf, die bose ou, Typhon, wat ons held doodgemaak het. Hy is die ou wat sy rug reguit gemaak het. Die opsny van Nimrod se liggaam moes dien as 'n waarskuwing. Hier help die Bybel vir ons nou baie. Daar's 2 voorbeelde in die Bybel waar soortgelyke goed plaasgevind het. Eerste was 'n Benjaminiet, wat sy vrou of sy byvrou deur ek sê tog dit was nie 'n Benjaminiet, dit was 'n reisiger wie sy vrou of byvrou deur die Benjaminiete verkrag is. En toe hy die oggend toe hy haar kry, toe sny hy haar op en hy stuur die stukke van haar liggaam oor die land. En hy sê, dis wat die Benjaminiete met my vrou gedoen het. En dit was 'n ou patriargale gebruik van wat Hislop noem 'n solemn warning, 'n plegtige waarskuwing. Dat hierdie ding is 'n verkeerde ding, dis 'n ding wat gewreek moet word. Die ander voorbeeld is Saul. Saul is verkies as koning, maar hy het nie sy koningskap opgeneem nie. Totdat daar 'n klomp ouens, hy was besig om te ploeg die dag, toe kom 'n klomp ouens by hom aangehardloop en gesê, die vyand is besig om ons aan te val. En Saul sê, that will be the day. En hy hou daar op met ploeg, hy vat sy osse, hy kap hulle in stukke op en hy stuur die stukke oor die land en hy sê, die wat nie saam met Saul en Samuel optrek om te veg, want hulle was nie 'n nasie op daai stadium nie, hulle het geweet hoe om te doen. As hulle nie optrek om te veg, dit is wat met jou gedoen sal word. Solemn warning. Liggaamsdele wat opgekap word en oral gestuur word. En skynbaar het dieselfde ding met Osiris gebeur, dus met Nimrod gebeur. Dat die 72 leiers het 'n regsliggaam gevorm op een of ander manier, en hulle het vir Osiris ter dood veroordeel, hulle het hom gevang, hulle het hom opgekap in stukke, en sy liggaamsdele oor die land gestuur is gesê, die wat so gaan doen soos wat Nimrod gedoen het, so sal met jou gedoen word. En Nimrod se volgelinge het gedink, that's bad, dit was nou regtig 'n nasty ding wat hulle nou gedoen het, want hy is ons Here. Ok, en ek het vir jou die skrifgedeeltes daar aangedui, jy kan gaan naslaan as my storie jou nie oortuig. Sem se geestelike krag. Sem se kragtige oorredingsvermoë. Ek het nogal gedink, hierdie storie wat Hislop vertel is hy het dit opgemaak, en toe gaan soek ek, toe kry ek dit. Hercules het die reuse deur God se krag, die Heilige Gees oorwin. Die Bybelse Sem is in Egipte bekend as Set. Sem se slagtande en oorredingsvermoë. Ek gaan nou vir julle die prentjies wys. Horings, weet ons, beeld fisieke krag simbolies uit. Slagtande beeld dieselfde ding uit, maar nie die fisieke krag nie, maar krag van die mond.
Met ander woorde, as simbolieke ou uitbeeld met slagtande, amper iets soos 'n willevark of 'n vlakvark, dan weet jy, hy het oorredingsvermoë gehad. Hy het krag in sy mond gehad. Vandag sal ons sê, hy is 'n goeie verkoopsman. Nee? Oorredingsvermoë. Hercules Ogmees, die weeklaar in Skots, maak groot stelsels tot niet in hulle mitologie. Sem begrawe 7 generasies van sy nageslagte. Hy het baie oud geword. Hy is uitgebeeld, en dis wat ek gedink het, is sommer 'n klomp nonsens toe kry ek het. Hy is uitgebeeld met fyn goue en amber kettingkies aan mense se ore vas. Die kettingkies kom uit Hercules Ogmees se mond. Kan jy dit glo? Dis hoe hy uitgebeeld is, en toe ek het gaan soek, toe kry ek het. Dis Sem. Die kettingkies loop uit sy mond uit en dan gaan dit na die mense se ore. Dis hoe hy die mense oorreed het en hulle saamgesleep het met dit wat hy vir hulle gesê het. En daar is die uitbeelding van Egipte daarvan, in middel Ramses III, links is Horus en aan die regterkant is dan nou Set. Hy is uitgebeeld as een of ander dier, ek weet nie presies wat se soort dier dit is daai. Dis die storie. Dis Disney se variasie van presies dieselfde storie. Wie is Nimrod? Mufasa. Wie is Scar? Is Set. Hy is die nare ander leeu wat vir Mufasa doodmaak. Daar het ek hulle vir jou uiteengesit daaronder. Disney is Lion King, Mufasa is Osiris, Sarabi is Isis, die wyfie leeu, Simba, die kleintjie, is Horus, Scar is Set, en Rafiki is die priester. En die fliek kom, die moraal van die fliek kom uit die oogpunt van die heidene. Want Disney is een van die Illuminati bloedlyne in die wêreld, het jy dit geweet? Toorkuns en inisiasie tot die geheimenisse. Na Nimrod se dood moes afgoderry in die geheim beoefen word. Nou kom, want nou is die tyd van die patriarge. Nou is Nimrod dood, Set en sy 72 raadslede het hom nou ter dood veroordeel, het sy liggaamsdele oor die land gesteer, gesê, die wat weer maak soos Nimrod gemaak, ons gaan vir jou doodmaak. Die geheime kennis oor gode en toorkuns onder sanksie van 'n eed gedeel, net soos dit vandag gedoen word in vrymetselary. So versprei geheimenisse reg oor die wêreld. Die geheimenisse word verfyn en mense val terug in afgoderry. Dit is 'n huis in Pompeii, wat onder die as begrawe was. Hulle is stadig aan besig om vir Pompeii uit te grawe, en hierdie is nou 'n deel wat klaar is, en op daai huise mure word uitgebeeld hoe die geheimenisse en inisiasie in die geheimenisse gebeur het. Julle kan sien, is maar 'n kalerige besigheid. Seks natuurlik 'n groot rol aangespeel, en dronkenskap en alternatiewe bewussyn en al daai tipe goeders was deel van die equation. Geheimenisse inisiasie. Volgens Wilkinson, nou Wilkinson is 'n baie beroemde ou wat baie navorsing gedoen het oor Egipte, en hy sê die volgende van die inisiasie wat in die geheimenisse gebeur het. Hy sê, vreemde, verstommende dinge het gebeur. Soms was dit asof die plek waarin hulle was rondom hulle begin skud het. Onthou nou, dit is nou daar waar die kandidaat wat ingelei word in die teenwoordigheid kom van aangesig tot aangesig met die gode. Dis nou wat ons hier het. Soms was dit asof die plek waarin hulle was rondom hulle begin skud het. Ander kere was dit helder en glansryk verlig, soos met vuurstrale, en dan weer gehul in swart duisternis.
Soms was daar weerlig en donderslae, vreesaanjaende geluide en echos. Soms het angswekkende verskynsels die bewende toeskouers laat verstar. Met ander woorde, as hierdie ouers opdaag by die tempel van die gode, hierdie kandidate, dan was die priesters reg vir hulle. Hulle het 'n show reg gehad. Soos wat Losie die goeie hoop vir die vrymeestelaars het wanneer hulle aangelei word. Hulle maak donne weer na in die losie met staalballe wat op die hout solder val. Die arme kandidaat skrik homself mors dood. En as jy History Channel kyk, dan sien jy hoe hulle gereed was vir hierdie manne. Al die tricks of the trade wat hulle getrek het op hierdie ouers, om hulle goed bang te maak. Volgens Damasius, sê hy, in 'n manifestasie waarvan 'n mens nie mag praat nie. Hoekom sê hy 'n mens mag nie daaroor praat nie? Want hy was 'n ingelyfde, hy weet. En hy het 'n eed afgelê dat hy nie daaroor gaan praat nie, maar nou praat. Verskyn daar 'n helder lig op die tempelmuur. Aanvanklik lyk dit asof van ver. Dan verander dit en ontvou tot 'n duidelik bonatuurlike goddelike gesig met 'n streng dog vriendelike uitdrukking. As deel van 'n geheimsinnige religie vereer die Alexandriërs die gesig as Osiris of Adonis, afhangende of jy 'n Egiptenaar of 'n Griek is wat ingelei word. En hy sê dit was waarskynlik 'n mengsel van toorkuns en spesiale effekte deur die priesters. Die priesters het selfs die groot wetenskaplikes van destyds ingespan om vir hulle spesiale effekte te design, om hierdie goeders mee te doen. Dit sien ons op History Channel vandag. Horus raak die gunsteling. En nou gaan ons sien, jy moet nou mooi dophou, want ek gaan dit nou nie weer sê in die lesing nie. Hoe laat die aanbidding van die antieke een God wat almal geken het, gaandeweg verskuif het na aanbidding van die seun van die God, hierdie inkarnasie, hierdie avatar. Want die groot God mag mos nou nie aanbid geword, jy moet net in stilte doen. Toe verskuif het na die seun toe. Want die seun het so 'n bietjie beter gelyk ook. Hy was nie so swart nie. hy het 'n beter gelaat gehad, so hy was lekkerder om te aanbid. En van die seun af het dit op die ouend verskuif na die moeder toe. En ons kom nog daarby uit. En dis waar ons vandag is. Horus was die ligte inkarnasie van die swart Osiris. Ons het nou reeds gepraat daaroor. Miljoene mense in lande waar swart mense nooit was nie, aanbid 'n swart God, soos in China. Onder beskaafde nasies het die swart God in onguns verval. Sy ligte inkarnasie het die gunsteling geword, selfs in Babylon. Hoekom weet ons nie, dis dalk maar net the preference of man. Ek weet nie. Suiwering van sonde deur bloed. Hierdie kind is met al die eienskappe van die beloofde Messias aanbid. Die antieke mense het geweet dat sondevergifnis net deur bloed kom. Bacchus is ook die sondedraer genoem. Die kind se titels. In Griekeland is hy die volgende genoem: slagofferman, verlosser van die wêreld. In Egipte is hy genoem, en klink dit nie bekend nie, koning van die konings, heer van die here, koning van die wêreld, regter oor die dooies, tak van God. In Babylon is hy genoem God die Seun. Die Romeine het hom genoem seun van die geseënde. Die kind se moeder. Die moeder se aanbidding begin die van die kind nou oorskadu. Waarskynlik was die kind se moeder oorspronklik nooit veronderstel om aanbid te word nie. Sy was maar net daar, deel van die scene. Semiramis was beeldskoon. Kunstenaars beeld haar as sodanig uit, sy was die antieke wêreld se Barbie. Sy is saam met die seun vergoddelik. Sy word die gunsteling voorbeeld van aanbidding. Profesie oor haar seun is op haar van toepassing gemaak. Die moeder as woonplek en duif. Die Romeinse kerk leer dat die vrou self die slang se kop sal vermorsel. Met ander woorde, dis nou nie meer haar saad wat dit sal doen nie, dis nou sommer sy self. En teen alle reëls van grammatika in, gaan interpreteer hulle daai skrif, en hulle skryf hom so in hulle Bybels ook, is dat sy die slang se kop sal vermorsel.
In Babylon hou sy die slang in haar hand vas, en daar het ek vir jou die beeldjie gekry, en hoe sy dit doen in Babylon. Sy vermorsel nou die slang. In Griekeland hou sy 'n koplose slang vas. Die Jesuïte sendelinge in China, toe die Romeinse kerk hulle Jesuïte sendelinge China toe stuur, toe laat weet hulle terug vir die paus, toe sê hulle, ons is stom verbaas. Hier waar nog nooit Christendom was nie, tref ons 'n godin aan, net soos ons Madonna. En hulle stom verbaas. Wat hulle nie geweet het nie, is dit is dieselfde. Madonna het net 'n ander roete gevolg. Die moeder as woonplek. Haar name in Babylon het hulle haar genoem die hemelkoningin. Of Sakta, die tabernakel. 'n Anglikaanse kerk nooi my so klompie jare terug toe ek nog baie aktief was in die gebedsbeweging. Uit hier in die suidelike voorstede, ek sal nie name noem nie, om daar te kom preek en vir die mense te leer oor die strangholds van Kaapstad. Nou daai tyd het ons hierdie goeders gelys, ons het 5 strangholds geïdentifiseer hier in Kaapstad. Een van hulle was die hemelkoningin, en ek preek het toe in die aand, en toe ek klaar is, toe stof ek my hande af, en ek sê vir myself, ek het 'n goeie job gedoen, ek gaan huis toe en gaan slaap. Volgende oggend bel die pastoor, of die vader, ek weet nie wat hulle hom noem nie. Hy sê vir my, we demand an apology. Ek dog, ag jene, wat het ek nou weer verkeerd gedaan? Toe sê hy, hulle het 'n klomp lidmate, wat 'n katholieke agtergrond het, wat nou in die Anglikaanse kerk sit, wat verskriklik aanstoot geneem het, omdat ek die hemelkoningin getypeer het as een van die demoniese strangholds van Kaapstad. En hulle wil toe ek moet hom verskoning vra. Toe sê ek vir die ou, ek gaan nie verskoning vra nie, ek het die Bybel agter my. Maar die Bybel sê, sy is demonies en sy word genoem die hemelkoningin. Want die katholieke aanbid haar as die hemelkoningin. En hy het geen probleem daarmee. Ek meen, dit is in your face. Ek meen, staan op haar voorkop, maar hulle sien dit nie. So is Semiramis Queen of Heaven? Ja. Okay. Sy is die prototype. Sy is waar het vandaan kom. Maar sy is natuurlik al lank al dood. Maar daar het 'n demoniese principality, nie net 'n demonie, 'n principality het aan daai hele konsep gekoppel. En dis wat teen ons gewaarsku word in die Bybel, en dis wat genoem word Grote Babylon. In Egipte was sy bekend as Hathor of Hathor, God se woonplek. En nou kan julle sien waarmee dit geassosieer word, nie? Tabernakel, hemelkoningin, God se woonplek, waar dui dit? Heilige Gees. In Griekeland was sy Hestia. Die Romeine het haar genoem Vesta, die woonplek. En toe gaan Universiteit Stellenbosch en hy rig 'n nuwe koshuis op Stellenbosch en hy noem daai koshuis Vesta. Want hy noem al sy koshuise na hierdie godinne, Minerva, Irene ensovoort. Slim mense, nee, daar by die universiteit. Die moeder as duif. Volgens 'n fabel het Semiramis haarself in 'n duif verander. Sy word dus Juno, wat beteken die duif genoem. Met 'n olyftakkie in haar bek, die moeder wat haar kind vashou, want die takkie is die kind. En dit is wat die duif met die olyftakkie beteken. Dis Semiramis en Tammuz. Dit het niks te doen met Noag se duifie wat hy uitgelaat het en wat met die olyftakkie teruggekom het. Dis hierdie goeders waarop dit dui. Juno is natuurlik die vrou na wie die maand Junie vernoem is. En sy is as 'n duif uitgebeeld. In Galdeus kan lig ook beteken Heilige Gees. Weereens, een woord, 2 betekenisse. Dit wil sê die duif lig word geassosieer met die Heilige Gees. En ons verstaan dit, want selfs die Bybel doen. Die moedergodin se mag oor haar volgelinge. Sy is aanbid as Venus Urania, die hemelse Venus. En ons weet, Venus was hierdie seksuele, sensuele affære, né? Haar aanbidding moedig onbeteelde passie en wellus aan. As jy nou sonde wil geniet, dan help Venus vir jou baie lekker.
Sy is die moeder van die gode en haar aanbidding raak universeel in Persië, in Asië, in Oost-Europa, in Syrië, in Duitsland, in Brittanje en Egipte kry jy dit en hierop gaan en hy bewys vir jou dit alles in sy voetskrifte. Na Jerusalem se verwoesting hou die Jode aan om haar te aanbid en dit word beskryf in Jeremia. En nou Jeremia beklei met die klomp Jode daaroor. Hulle sê nee, toe ons die hemelkoningin aanbid het, toe dit goed gegaan met ons en toe ons ophou om haar te aanbid, toe gaan dit sleg met ons, so ons sal aanhou om haar te aanbid. Die Rooms-Katolieke Kerk stel vir Maria gelyk aan die Heilige Gees. Toe die Christelike geloof lande begin binnendring, is die moedergodin se naam bloot verander. Kyk mooi na daai stelling. Want die Christene het ook mos 'n moedergodin, nie waar nie? Dit pas so lekker in die storie, Maria. En toe het hulle net gegaan en hierdie godin wat nou al vir eeue aangekom het en daai, toe sê hulle, okay, die Christene se storie lyk baie dieselfde, kom ons noem maar net Maria. Godslasterlike poesie. Nou, dit is nou so ietsie aan die kant wat ek net so vinnig wil noem, en ek haal hier direk aan uit die groot boek uit. Tydens die Rooms-Katolieke Konsilie van Nicea, 325 na Christus, weer eens spring ons nou 'n geweldige groot sprong in tyd, sê die Egiptiese afvaardiging. Wat is 'n konsilie? Weet julle almal wat is 'n konsilie? Konsilie, onthou daar was vir omtrent 1500 jaar, nee, 1200 jaar, na Christus, vanaf Konstantijn se tyd, was daar net een kerk op die aarde, die Rooms-Katolieke Kerk. Daar was die denominaties so goed soos wat ons vandag ken, dit het eers na die reformatie ontstaan. Daar was net een kerk. En hierdie kerk het, wat ons vandag sal noem, synodesitting gehou. Hulle het dit genoem konsilies, in Engels councils. En hierdie konsilies het op verskillende plekke vergader in Europa gewoonlik. En hierdie konsilie van Nicea, dit is die plek waar die groot geloofsbelijdenis van Nicea opgestel is, was daar onder andere 'n Egiptiese afvaardiging van die Rooms-Katolieke Kerk teenwoordig. En hulle sê die volgende, luister mooi, op hierdie synode. Hulle sê daar is 3 persone in die 3-eenheid. Die Vader, die Maagd, Maria en die Messias sal seën. Kyk gou mooi na daai stelling. Daar is 3 persone in die 3-eenheid, die Vader, die Maagd Maria en die Messias sal seën. Met ander woorde, die Heilige Gees word verplaas deur Maria. Vader Newman, hy was 'n baie bekende en beroemde Rooms-Katoliek van Hislop se tyd, en hy was natuurlik 'n ou wat 'n klomp argumente in die pers gevoer het in daai tyd. Dit is hoekom Hislop hom aanhaal. Hy sê hieroor die volgende, in Hislop se tyd. Hy sê, so het hierdie kontroversie 'n vraag op die tafel geplaas wat dit nie kon uitklaar nie. En as ons nou verder lees, dan sê jy sien in watter verhewe taal hy dit nou stel. En Hislop sê, dit is hoe godslasterlike poesie klink. Henry Newman sê, 'n nuwe sweer is, sou 'n mens kon sê, in die koninkryk van die lig ontdek, waaraan die kerk nog nie 'n inwoner toegesê het nie. Dus was daar 'n wonderwerk in die hemel, 'n troon ver bo alle geskape magte, bemiddelend, intredend, 'n oertitel, 'n kroon so helder soos die môrester, 'n heerlikheid wat vloei vanuit die ewige troon, klede so suiwer soos die hemele en 'n scepter omhoog oor alles. En wie was die uitverkore erfgenaam van daardie majesteit? Wie was daardie wysheid en wat was haar naam? Die moeder van skone liefde en verre heilige hoop, verhoog soos 'n palmboom van Engadi en 'n roosboom in Jericho. Reeds van die begin af, voor die wêreld in God se raadsale geskape en met haar krag in Jerusalem. Die visioen is te vind in die Apokalips. 'n vrou bekleed met die son en die maan onder haar voete en 'n kroon van 12 sterre op haar kop. Op 'n Romeinse kerk in Madrid sê die Spaanse mense, die mense van Italiaanse afkoms, getrou aan die maagdelike godin van Loreto se goddelikheid, het hierdie tempel aan haar gewy.
Dis die Rooms-Katholieke. Die maagd is goddelik. En soos ek sê, daai storie van Newman sê, Hislop, dit is hoe godslasterlike poësie klink. Die Romeinse en die Babyloniese Madonnas is identies. Hier sien ons dus dat die Romeinse Madonna is presies dieselfde as die Babyloniese Madonna. Die Romeinse hemelkoningin is presies dieselfde as die Babyloniese hemelkoningin. Verstaan jy hoekom ek sê, dat die Rooms-Katholieke kerk hoegenaamd nie 'n kerk is nie, dis 'n full-blown okkultiese organisasie. Daar's geen manier om die waarheid te praat en dit sagter te stel. Haar Romeinse name is Huis aan God gewy, die ontzagwekkende woonplek, God se Heerhuis, tabernakel van die Heilige Gees. Het die Romeinse kerk ooit hierdie godslastering bely? Nee, sy het dit erger gemaak. Die Rooms-Katholieke kerk stel vir Maria gelyk aan die Heilige Gees. Sy is die moeder, sy is die trooster, sy is die counselor. Die Madonna se gelaatskleur is vanuit die heidendom oorgeneem. Romeinse Madonnas het geen Italiaanse of Joodse gelaatstrekke nie. Italië se meisies het donker oë en swart hare. Maar die Madonnas word dikwels voorgestel met blou oë en goue hare. Nou waar kry hulle dit? Die Jode lyk nie so nie. Met ander woorde, Maria het nie so gelyk nie, want sy was 'n Jood. En selfs die Italianers, waar die Romeine vandaan kom, lyk ook nie so, so hulle het nie uit eie geleedere geneem nie. Waar kry hulle dit? Heidene oral oor het die moedergodin ook so voorgestel. Flava Ceres met die goue hare. Europa, Minerva, Diana, Dione, Venus, Lakshmi, almal het goue hare gehad. Ariadne, Medusa, Mirmine, Arthur, Barbie, almal het goue hare. Het julle ook die gediggie van Goethe geleer in Duits op skool? Van die Lorelei, ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin? En dan ek dink is in die tweede strofe, dan sê hy, en hierdie Meermin, sie kämmt ihr goldenes haar. Sy kam haar goue hare. Die Lorelei, die vrou met die visstert. Hulle kry dit van Babylon af, want Semiramis was blond. Sy was 'n blanke vrou. Gelaatstrekke vanuit die heidendom oorgeneem. Romeinse Madonna se gelaatstrekke kom presies ooreen met die heidense uitbeeldings, maar nie met Joodse gelaatstrekke nie. Die nimbus, wat is 'n nimbus? Is die Afrikaans vir 'n halo. Daai ding wat agter die kop is. Die Madonna word voorgestel met 'n ligkring of 'n halo. Die songod is ook so voorgestel. Apollo, Osiris, Circe, die dogter van die son. Wat is daai halo? Is niks anders as 'n son nie. Weereens by die kop, jy moet daar identifiseer, wie is sy? Sy is die dogter van die son. Dis wat 'n halo is. It's sun worship. Die Egiptiese god Horus met 'n sonskyf op sy kop. Daar sien jy vir Horus met sy valkkop en op sy kop sit daar 'n son. En rondom die son gaan daar 'n slang. Dis maar Kundalini. Die Romeinse god Mithras met sonstrale wat uit sy kop uitkom. Dis waar die halo vandaan kom, mense. Maar net 'n ander manier om dit uit te beeld. Die Griekse god Helios met sonstrale om sy kop. En die Amerikaners se weergawe van presies dieselfde ding. Daai beeld is aan Amerika geskenk deur die Franse vrymesselaars. Actually, hulle tekentjies sit op die voetstuk van die beeld. Die sweer in die campus. Dis 'n androgene beeld. Wat is androgeen? Geslagsloos. Jy weet nie of dit 'n man of 'n vrou is nie, alhoewel hulle praat van Lady Liberty. En dis die doktrines van vrymesselary gaan baie oor geslagsloosheid en geslagsverwarring. Die Rooms-Katholiek se valse drie-eenheid. Rooms-Katholieke kinderliedjie, dis wat hulle vir die kindertjies leer.
Ek ril. Heart of Jesus, I adore thee. Heart of Mary, I implore thee. Heart of Joseph, pure and just. In these three hearts, I put my trust. En Jesus, Maria en Josef, dis in wie hulle vertroue stel. Hier is Josef Nimrod, Maria is Semiramis en Jesus is Tammuz. Is die Rooms-Katholieke Kerk Christelik net omdat sy die drie eenheid erken? Die Egiptenare, die Babyloniërs en die Hindoes doen presies dieselfde. Dis natuurlik 'n argument wat destyds in die pers gevoer is in Hislop se tyd. Ja, maar ons erken die drie eenheid. Die ander doen dit ook en hulle is totaal pagan. Ons het daai ene gesien, dis 'n drie eenheid. Ons het daai ene gesien, dis 'n drie eenheid. Daai ene het jy nog nie gesien nie, maar dis die Hindoes drie eenheid. Brahma, Vishnu en Shiva. Of Krishna. Baie dankie.